Goeiemôre almal, my naam is David Mutloa. Ek wil net graag vanmôre getuienis met julle deel van 'n baie moeilike seisoen waardeur die Here my gelei het. In my werkslewe het ek voor 'n baie moeilike besluit gestaan, en 'n besluit wat ek moes maak. En dit was 'n besluit waar ek een van my baie senior werknemers in my span moes kors. En daai besluit het nie maklik gekom nie, want dit het ook 'n tyd gevat, meer as 'n jaar het ons die pad saam gestap, baie gesprekke gehad, geleenthede gehad waar hy regtig waar gegee was om sy hele optrede te verander en sy uitsette te verbeter. En ek het dit regtig gedoen, as 'n kind van God, om seker te maak dat ons almal 'n tweede kans nodig, almal maak foute. Ja, en elkeen het maar 'n genadekans nodig. Maar dit het by 'n punt gekom waar hierdie kanse, en daar was net geen verbeteringe nie, waar ek nou regtig moes 'n besluit maak, want dit het nou begin, in my hart het ek begin bots. Daar was 'n span rondom hom wat begin na my kyk, hoe neem ek nie 'n besluit nie, hoekom laat ek al hierdie goed toe, en 'n mens integriteit nou begin op bevraagteken word. En dit was 'n baie moeilike besluit vir my, want hierdie ou is verantwoordelik vir baie belangrike uitsette, en sou hy geskort word, daai gaping wat dit gaan los kan groot nagevolge hê, eerstens vir die maatskappy waarvoor ek werk, en omdat dit so belangrik is, kan dit ons reputasie affekteer. Maar ook in sy persoonlike lewe, ek het ook daaraan gedink, as ek geskort word en hierdie proses gaan vorentoe, gaan dit hom affekteer as 'n persoon, sy familie, en natuurlik sy inkomste ook. En dit is wat die besluit so moeilik gemaak het. Maar ek het toe by die kruispunt gekom, en ek moes toe die besluit maak, en ek maak toe die besluit om hom te skors, en ek skors hom toe. Maar dit is net wonderlik wat sy vrede oor my gekom het, want voor ek hom geskort het, ek natuurlik daaroor gebid, en ek die Here vir leiding gevra, en vir wysheid en vir insig, sodat ek die regte besluit moet maak. En daar's 'n tyd, sê die Bybel en Prediker onder die son, vir elke ding is daar tyd. En ek dink hy het tyd gehad om regtig waar sy dinge ook by mekaar te kry, en daar het nou 'n tyd gekom waar ek ook nou 'n besluit moet maak oor hoe ek hierdie ding gaan hanteer. Hy is toe geskort, en later het ons deur 'n proses gegaan van 'n dissiplinêre verhoor, en hy is toe ontslaan. Maar hierdie getuienis vandag gaan nie oor die feit dat hy ontslaan is nie, maar regtig waar uit die lesse wat ek geleer het uit hierdie hele proses, en hoe die Here regtig waar getrou was deur hierdie hele proses, vandat ons hom geskort het, totdat hy ontslaan is. Maar wat ek besef is, deur hierdie hele proses, as jy sekere besluite neem, gebedsvol, vir die regte redes, kan ek u waarborg, is die Here saam met jou deur daai proses. In my hart het ek vrede gehad, 'n vrede wat net die Here kan gee. Maar ek het ook besef dat leierskap is rentmeesterskap. En met dit bedoel ek dat ons word in die markplein gesit daar, om regtig waar nie net die Here te verteenwoordig nie, maar ook om hierdie besluite te neem as 'n rentmeester, en hierdie verantwoordelikheid wat op ons gegee is. En ons is verantwoordelik in daardie area om met wysheid, regverdigheid en integriteit op te tree.
En wanneer ons dit doen, weet is die Here altyd aan ons kant deur hierdie proses. Vandag wil ek net vir die Here dankie sê vir sy wysheid, sy leiding en sy vrede gedurende hierdie hele proses. Ek het baie geleer, ek het op 'n stadium gevoel dat ek my rug teen die muur het, maar deur sy genade het ons hierdeur gekom. Here seën. Goeiemôre, baie welkom van my kant af. Lekker saam met julle te kuier. Ek hoop julle is net so lekker opgewonde om hier saam te kuier vanoggend. Klink nou nie vreeslik so nie, maar ek hoop so. Maar is dit nie wonderlik hier, as ek nou luister na David McClure se getuienis, ons dink die Here moet net getrou wees wanneer ons hierdie huweliksuitdagings gaan en wanneer ons siek is. Maar kyk net hoe wonderlik getrou is die Here wanneer ons baie keer besluite moet maak. Ek moes ook baie keer leierskap besluite maak om mense af te dank. En dis nie 'n eenvoudige pad wat jy stap nie, maar die Here is so getrou selfs ook in dit. Nou ons is in die 3de week van ons reeks in die middel. En ons het gesê in hierdie reeks staan so 'n bietjie stil by Paulus se briewe. En my gebed is regtig vir oggend dat die waarheid van God se woord nie net tot ons realiteite van ons lewens spreek vandag nie, maar ook dat die woord ons sal bemagtig, maar die waarheid van die woord ons ook sal vrymaak. En in so 'n mate dat ons ook met geloof in waarheid elke dag kan leef. Ek sit die naweek by die huis en kan julle glo hoe verlang ek terug na load shedding. Onthou julle nog vir load shedding? Onthou jy toe jy vir 'n oomblik nog so lekker met jou warm koppie Milo gesit het en is koud en die volgende oomblik tik, alles donker. En jy sê vir jouself, ag, dit gaan net so 0.5 uur wees. Net so. Ag, sê ek op die meeste uur. 4 ure later sit jy daar met jou selfoontjie wat nou nie nou goed gelaai is en die lig hier is so flou. En jy eet jou pudding met jou gesmelte roomys, nee. Om die waarheid te sê, die lewe is partykeer so, nee. We minding our business, en dan skielik, tring, tring. Dis die suster van die dokter se spreekkamer, jy het 'n ernstige siekte, wat ons by jou gediagnoseer het. Dis weet jy of jy het gaan maak nie. Maar kom maar in, laat ons dink aan 'n plan. Volgende oomblik kry jy oproep, die baas sê vir jou, ag, jy hoef nie môre in te kom nie, kom maar, ons gaan sommer jou goedjies bymekaar maak, jy hoef nie meer by ons te kom werk nie, verloor jou werk. Jy trou met soveel opgewondenheid, en as jy kyk na jou familie, en jou ouers, en julle gesin as kinders, en jy droom van om kinders te hê, maar om net 'n mediese verslag te kry oor en oor, wat net teleurstelling op teleurstelling bring, dat jy nooit kinders sal hê nie. Jy sit lekker daar, saam en eet saam met die ouens, en die volgende oomblik bel jou vrou jou en sê, maar ek is op 'n breekpunt. Ek dink ek wil skei. Gaan ons veg vir die huwelik, of stap ons weg? Baie keer is dit 'n plek waar jy jou kind so ver afgedwaal het van die Here en niks wat jy probeer doen lyk of dit 'n verskil gemaak nie. Partykeer beleef jy dat God jy na iets niets toe roep, jy daai ervaring, maar die gedagte om die sekuriteit van jou huidige werk te verlaat of jou inkomste maak jou bang. Partykeer is ons op 'n plek waar ons met ons besigheid sukkel en dan wonder jy of jy moet aanhou of maar die deure moet sluit. En voor jy kom kry, staan jy met jou rug teen die muur. En dikwels word in die middel beskryf as daai oomblik wanneer jy jou rug teen die muur staan. En daar is daai plek wat jy eenvoudig nie meer weet wat om te doen nie.
Maar tog wil jy graag die regte ding doen. En veral as kinders van die Here, wil ons so in God se wil en plan wees, ons wil die beregte besluit neem. Ons wil hê alles moet goed uitwerk. En dan bid ons en ons sê, Here, gee net 'n teken daar asseblief. Al is dit net 'n telefoonoproep. Ag, tog net 'n Bybelvers of dalk net 'n droom, 'n boodskap van iemand. As die robot nou groen slaan, dan weet ek. Enige iets. Wie weet waarvan ek praat? Net so 3. Maar dalk gaan dit die ander ook help vandag hierso. Jy sien, wanneer ons na Paulus se lewe kyk en lees 'n bietjie deur die briewe, meeste van die tyd het hy met sy rug, het hy homself bevind met sy rug teen die muur. Letterlik vasgevang tussen onmoontlike situasies en 'n besluit wat alles kon verander. Ek het so 'n bietjie gaan lees en as jy kyk so na 'n paar verwysings, as ek dink aan Filippense 1, daar Paulus in die tronk. Dis nou maar 'n paar van hierdie verwysings waar hy die heeltyd sy rug teen die muur vind. Handelinge 20, wanneer hy op pad is na Jerusalem toe. Die storm op die see in Handelinge 27. En een wat ek so 'n bietjie gaan by stil staan is Handelinge 16. Paulus in Troas. En is nou baie interessant, nee. Paulus het hom so baie keer op hierdie plek gevind met sy rug teen die muur. Maar is selde dat hy 'n dramatiese teken ontvang het voordat hy 'n besluit moes neem. Maar hy het baie keer sy besluit, of meeste van die tyd sy besluite geneem op grond van die leiding van die Heilige Gees. En as ons nou lees in Handelinge 16 vers 6 tot 10, is dit nou een van daai voorbeelde. Hy wou gaan preek in Asië, hy wil die evangelie verkondig. Maar die Heilige Gees verhinder hom toe. Ek gaan nou nie lees nie, maar dis nou een van daai voorbeelde. Die hele gedagte van waar Paulus kom by hierdie plek waar hy sê, God, wat wil jy hê moet ek doen? En daarna waar hy na Betanië toe gaan, maar weer eens het die Gees het nie toegelaat. En nou kan jy nou nie dink Paulus se frustrasie, nee. Die Here het hom geroep om te preek. En elke keer wanneer hy probeer stap, dan gaan hy deure toe. En ek dink hy was naderhand so gevra, Here, nou wat wil jy hê moet ek nou doen? En op 'n stadium dink ek hy het in soveel onsekerheid geleef, hy het nie geweet waar om te gaan nie. Maar tog het hy in gehoorsaamheid bly beweeg. En op die einde, en as jy nou sien, elke keer deur sy stories waar hy hom bevind het, op die regte tyd het God sy koers verander. En spesifiek in hierdie storie in Handelinge 16, en in die nag ontvang hy toe 'n droom van 'n man uit Macedonië wat sê, kom oor na Macedonië toe en help ons. Nou, iets wat baie belangrik is, wat ons in hierdie gedeelte moet oplet, God het nie vir Paulus 'n teken gegee voordat hy begin beweeg het nie. Hy het nie by Troas gaan sit en wag totdat God vir hom die hele plan gewys het nie. Dis nie wat ek hier lees nie. Hy was reeds besig om die evangelie te verkondig en hy het een deur probeer en as hy deur toe gaan, as die Heilige Gees het gesluit het hy 'n ander een weer probeer en dan is daar weer deur wat toe gegaan het, dan is daar weer deur wat oop gegaan het en eers toe hy in gehoorsaamheid toe aanbeweeg, het God vir hom die visioen of die prent van die man van Macedonië gegee. Jy sien, God se leiding word dikwels ontdek terwyl ons in gehoorsaamheid aan die beweeg is. Nie terwyl ons stil staan en net wag die heeltyd vir 'n teken nie. Jy sien, God lei mense wat bereid is om hom onverskrokke te volg. Nou een ding wat duidelik uitstaan in Paulus se lewe. Hy het nie net sy lewe gebou, en ek sien baie keer, mense bou, en veral volgelinge van Jesus, baie kerkmense bou so hulle lewe rondom die soeke na tekens die heeltyd. Maar as jy dink aan Paulus, as jy Paulus se lewe ken, hy het sy lewe gebou
vanuit sy verhouding met Jesus. En meeste van die tyd het hy sy besluite gemaak op grond van gebed, om die wysheid van God te soek, die leiding van die Heilige Gees en deur gehoorsame geloof. Jy sien, baie keer wil ons sê, die Here moet my eers die hele trap wys, voordat ek die eerste tree gee. Wys my eers die hele trap, Here, en dan gaan ek die eerste tree gee. Nou dit was nou ek vir jare. Ek wou altyd 'n teken hê. Ek onthou toe ek ervaar die dag toe die Here my roep tot voltydse bediening. Ek het 4 jaar het ek vir die Here tekens gevra. Tot 'n oom na my toe kom, so wyse oom, en hy sê vir my, Kobus, hy het so in my oor kom fluister, wanneer gaan jy nou die Here begin vertrou? En hy het die volgende stelling gemaak wat ek neergeskryf het, wat ek nooit sal vergeet nie. Geloof is nie om te wag totdat elke vraag beantwoord is nie. Geloof is om die volgende gehoorsame tree te gee saam met God, wat alreeds jou einde ken. 'n Les wat ek nooit sal vergeet nie. Jy sien, dwars deur Paulus se lewe, het God gewoonlik net genoeg lig gegee vir die volgende tree vir Paulus om te neem. Nie die volgende 10 nie, net genoeg lig vir die volgende tree. En vanuit Paulus se lewe wil ek vanoggend net so 'n paar beginsels met julle deel. Ek glo wat ons gaan help, waarin ons baie keer met ons rug teen die muur staan. En baie keer kyk ons so, en baie keer draai ons om en ons staan en kyk vir hierdie muur die hele tyd. Baie keer moet ons dalk net omdraai en sien wat die Here ons baie keer wil wys en daartoe wil lei om uiteindelik by die uitkomste te kom. En ook die plan wat hy vir ons in gedagte het. Ek dink die eerste beginsel is, en dit baie keer in my lewe ook gehad, ek het baie keer toegelaat dat vrees my raadgewer word. Jy sien, wanneer ons vasgevang voel, wanneer ons voel ons rug is teen die muur, begin vrees ons besluite vir ons neem. Uit ons angs uit, ons raak haastig. Ons gaan baie keer kompromieë aan. Ons gaan baie keer teen die waardes wat ons glo in terme van kinders van die Here. En ons gaan 'n kompromie aan, want ons is so vol vrees, ek is bang ek gaan die werk verloor, so daarom gaan ek nou maar 'n paar kompromie aan. En baie keer is ons op 'n plek waar ons absoluut vries. Ons is onseker, en daarom doen ons niks of ons stel uit. En daarom is dit so belangrik dat wanneer ons baie keer ons rug teen die muur het, wanneer ons 'n besluit neem soos David McClure ook, neem ek hierdie besluit omdat ek God vertrou of omdat ek bang is? Want ons wil baie keer altyd so reg wees in die oë van mense ook. Maar doen ek dit omdat ek bang is? Jy sien, want vrees vergroot altyd die probleem. Maar geloof herinner ons aan God se teenwoordigheid. Psalm 27 vers 1 is so mooi. Hy sê die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vrees? Vrees is 'n aardige ding. En is vrees wat ons baie keer dryf en begelei. En dan is dit baie belangrik, soos Paulus gemaak het. Bid voordat jy beplan. Maar ons doen dit die hele tyd andersom, of sal ek eerder sê, ek het dit baie keer die anderste omgedoen die hele tyd. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, wat ons baie duidelik ken, baie goed ken, moenie oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Ons ken hierdie vers so goed. Maar hoe maklik gebeur dit nie dat ons eerder sê, en ek sien dit baie in die bediening, ek gee nie om vir mense te bid nie, en ons wil juis vanoggend ook vir mense bid, maar dit is my hartseer dat ons die heeltyd vir ander mense moet bid. Jy hoor baie keer dat mense na jou toe kom, ag asseblief bid vir my, of gee vir my asseblief 'n teken, want jy het mos direkte connections met die baas daarbo.
Hulle gebruik daai woorde. Want sê, dis volgelinge van Jesus, dis nie die wêreld ouens wat so met my praat nie. Dis mense wat in hierdie kerk sit. Ek soek net 'n antwoord. Ja, gee asseblief, bid saam met my. Maar die woord sê, jy moet bid. En wanneer jy hierdie skrif lees, let op wat eers kom, dit is nie eers beplanning nie eers bekommernis nie eers om almal anders se opinies te vra nie, hy sê bid. En dit was baie prominent in Paulus se lewe. Bid, wanneer jy jou rug teen die muur het. Dis een van die goed wat hy gedoen het. Jy sien, gebed verander nie noodwendig dadelik ons omstandighede nie, maar dit verander my wat die besluit uiteindelik moet neem op die einde van die dag. Ek weet nie van jou nie, maar hoe meer jy bid, hoe meer jy in die teenwoordigheid van die Here staan, hoe meer jy met hom gesels, hoe meer jy toelaat dat hy met jou praat, dis onafwendbaar dat goed nie in jou lewe gebeur nie. Amen. Jy verander hoe jy omstandighede sien. Jy begin verander hoe jy oor God dink. Maar as jy net afhanklik gaan wees van ander mense se gebed vir jou, het jy moeilikheid. Jy kan nie net die heeltyd, jy kan nie jou verhouding met die Here deur ander mense leef nie. Jy kan nie jou verhouding deur my leef op 'n Sondag nie. Jy kan nie verwag om 'n teken van my te kry vir jou vanoggend nie. Jy moet bid wanneer jy jou rug teen die muur het. Amen. Daar's nie 'n ander manier nie. En dan soek God se wysheid. En ek moes baie keer bely en sê, Here, ek het baie keer my eie rigting gevolg. Ek het baie keer my eie raad gevolg. Ek dink ek is baie slim en ek weet alles. Maar Jakobus gee vir ons 'n wonderlike belofte. Hy sê as een van julle, Jakobus 1 vers 5, hy sê as een van julle wysheid kort kom. En as jy met jou rug teen die muur staan, is daar sekerlik iets wat jy kort. Want jy wil weet, wat moet ek nou doen? Ek moet nou 'n keuse maak. Gaan ek aan met hierdie behandeling in terme van hierdie diagnose? Gaan ek maar skei of gaan ek nou maar vasbyt? Gaan ek aanhou om my kind te volg en die Here te vertrou? Nou kom die woord. As jy dit kort, moet jy dit van God af bid. Dit is so eenvoudig. Wat aan almal gewillig en sonder verwyte gee, al het jy droog gemaak in die verlede, al het jy klomp foute gemaak hoor jy baie spyt is. Hy sê, kom maar net weer na my toe en vra vir my en ek sal sonder verwyte vir jou gee. Is dit nie wonderlik nie? Maar ek dink, ons is lui. Here gee net 'n teken, dan weet ek. Ek gaan net gou vir Kobus bel. Here, hy word aan my betaal. Hy het teologiese graad, so hy word betaal. Hy moet daarmee hierdie goed weet. Dit werk nie so nie. Want my pad is nie jou pad nie, en jou pad is nie my pad nie. En hy het 'n plan met jou lewe. En God beloof nie dat hy vir ons elke detail van die toekoms sal wys nie. Hy beloof hy sal vir ons wysheid gee vir die volgende tree. Jy sien, soms wil ons 'n padkaart hê van God. En ek het baie so geleef. Selfs toe ek gehardloop het, as ouens vir my gevra het, hoorie, kom oefen saam met ons, dan wil ek vir hulle sê, ek wil presies die roete weet. Waar gaan ons begin? Waar gaan ons stop? Waar gaan ons draai? Hoe kom ons terug presies, anders hardloop ek nie. En die Here moes baie met my werk in terme van my lewe, want ek is so gewire. En ons wil 'n padkaart hê, want 'n padkaart wys jou die hele roete. Jy kan sien waar jy begin en jy kan sien waar jy gaan eindig. Maar met God werk dit nie so nie. Hy gee vir ons eerder 'n kompas. Hy wys ons nie die hele pad nie. Hy wys ons die rigting en dan wanneer ons stap en terwyl ons stap, gebruik jy die kompas om koers te hou. Want die Here is op pad met ons. Hy lei ons tree vir tree. Maar weet jy wat so wonderlik is? God beloof ons sy teenwoordigheid. En ek gaan dit later vir jou wys. En sy teenwoordigheid is baie beter as 'n padkaart. Sy teenwoordigheid
lei ons tree vir tree. In Handelinge 16 het Paulus nie geweet hy gaan uiteindelik in Macedonië beland nie, maar hy het net getrou die volgende stap gegee, en terwyl hy beweeg het God sy rigting bepaal. En dan, ek het net nou gesê, ja, jy kan nie my net die hele tyd vra om vir jou te bid, jy moet ook leer om te bid, maar het is ook belangrik dat ons goddelike raad soek, nê? Spreuke 15 vers 22 sê, as jy nie vra wat jy moet doen nie, sal jou planne nie slaag nie, maar as jy baie raadgewers het, dan sal jou planne slaag. Let op, hy sê nie, jy moet opinies gaan soek nie. Want baie mense het opinies. Hy sê, wyse raadgewers. Nou waarvan praat ek? Jy vra nie vir enige een nie. Jy praat met mense vir wie Jesus baie lief het. Wat God se woord ken, wat lief is vir God se woord, en wat jou goed ken. Bereid is om vir jou die waarheid te sê, en wanneer jy verkeerd ook is, en vir jou ook goed te sê wat jy nie altyd wil hoor nie. En dit is goddelike raad. En wanneer jy jou rig teen die muur is, omring jou met die regte mense. Nie mense wat net opinies het nie, maar wat naby God leef en die woord ken. En dan 'n belangrike ding is, vertrou die Heilige Gees. Jy sien, wanneer ons sê vertrou die Heilige Gees, beteken om te glo dat hy werklik in my woon. Dat hy met my praat, dat hy my kan lei en my toerus, nie net om God se wil te doen nie, maar wanneer ek my rug teen die muur het, dat ek hom kan vertrou, om vir my insig te gee. Jesus het beloof in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle lei in alle waarheid. Jy sien, om elke dag sensitief te wees vir hom, vir sy leiding, maar ook gehoorsaam te reageer wanneer hy praat, en die glo as hy jou sal lei, wanneer jy, alhoewel jy nie die hele prentjie sien nie, dit beteken om die Heilige Gees te vertrou. Jy sien, God vra nie dat ek en jy elke detail van die lewe verstaan nie. Maar hy vra wel van ons dat ons bereid sal wees om die Heilige Gees te vertrou, om die volgende stap van gehoorsaamheid te neem. Dis wat beteken. En dis wat Paulus gedoen het, om die Heilige Gees te vertrou. Daar is so 'n pragtige vers in Jesaja 30 vers 21. Is asof dit 'n belofte is. Dit sê, of julle nou regs of links wil gaan, julle sal agter julle 'n stem hoor. Dis die pad, loop daarop. Maar dan wil ek sommer dadelik sê, hierdie vers beteken nie, kies maar net wat jy wil en God sal dit seën nie. Baie versigtig wees. Kan nie sommer met die woord onverantwoordelik werk nie. Jy kan nie net kies wat jy wil. En baie keer doen ons dit. Sonder wysheid soek, sonder raadgewer soek, sonder gebed, ek nou dit doen, en Here sal u dit vir my seën. En dan goed werk jy uit soos dit moet uitwerk nie, want dit is nooit in God se plan vir jou lewe gewees nie, en jy wip jouself aan 'n ander koers level in, en jy kom nie eens meer kerk toe nie. Hy sê nee. Wat beteken hierdie? Terwyl jy saam met my stap, sê die Here, selfs wanneer die lewe verskillende paaie voor jou plaas, sal ek jou voortdurend lei. Jy sien, want ons is mos nie God nie. Hierdie is so 'n mooi beeld, dit is actually van 'n herder wat agter tussen sy skape loop en hulle op die regte pad lei. En dis eintlik wat God sê. God sê, hy beloof, hy sal jou voortdurend lei. En dit hoef nie altyd 'n dramatiese teken te wees nie. Ons soek baie keer hierdie dramatiese goed. As dit nie gebeur nie, dan weet ek, dis nie van die Here en dan maak ek nie daai besluit nie.
En dan is dit soos jammer dat die mense nie daai besluit dan maak nie, want dan het hulle nog groter moeilikheid as wat hulle gehad het voor die tyd. Ek sien dit. God sê, ek sal jou nooit in die duister laat nie. Ek sal nie. Jy sien, hierdie vers laat my dink aan dat die Heilige Gees word ons gids. Daarom is die sleutel tot God se wil nie perfekte sekerheid nie. En dis wat ons baie keer wil hê. Ek wil 'n perfekte sekerheid hê. Maar dit gaan meer oor ons daaglikse afhanklikheid van die Heilige Gees. En daarom sê ek nog altyd, hierdie pad wat ek en jy stap, hierdie pad van geloof is 'n geloofspad. Hy's nie altyd maklik en eenvoudig nie, maar hy's veilig. En as ons vertroue sit op die Heilige Gees en toelaat dat hy ons gids word, gaan ons nie altyd perfekte sekerheid hê nie. Maar die Heilige Gees gaan ons lei. Baie keer kom ons en ons vra, Here, gee my net 'n teken. Maar baie keer wil die Here vir ons sê, keer terug na my toe. Turn your eyes upon me. Jy volg jou eie pad. Baie keer is ons in moeilikheid, dan vra ons 'n teken, hy sê, nee, wat ek nou vir jou wil sê, stap saam met my, en terwyl jy saam met my stap, sal ek jou lei. Met ander woorde, dit gaan oor ons daaglikse ervaring, waar ons hom vertrou elke dag. Jy sien, ons soek so dikwels 'n vinnige oplossing. Ons wil net vinnige oplossing hê. As ek met my rug teen die muur is, Here, wys gou. Ek wil vinnig hier uitkom. Nee. Dit is hoe God werk baie keer nie. God gee vir ons iets baie beter, sy teenwoordigheid. En wat kan beter wees as sy teenwoordigheid? Sy grootste geskenk is nie noodwendig 'n teken wat hy vir jou en my gee nie, is sy stem agter jou elke dag. Sy stem wat getrou is, terwyl jy tree vir tree gee, weet ek, hy's by my, hy sal my nooit begewe, my nooit los nie, en terwyl ek stap, hoor ek, stap hierdie stap, en stap hierdie rigting, ek is by jou, ek spreek in hier agter, jy onthou net, ek is by jou, tree vir tree, op die regte pad, lei ek jou. Ek dink seker een van die moeilikste geestelike dissiplines is baie keer om te wag. En my persoonlikheid is ook, goed, moes al gister gebeur het. Er was baie keer wat ek moes wag. En Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here wag, ontvang nuwe krag. Met ander woorde, hy gee jou moed. Want die Here is besig met iets. En daai wag is nie dat God nie wil antwoord nie. En daai wag, wanneer ek wag, is ook nie besluiteloosheid nie, want is wanneer net ek ervaar, ek nou gehoorsaam wees in terme van God wil iets doen. Ek het hier neergeskryf, wanneer jy jou rug teen die muur is, vra jouself, en is dalk 'n paar goeie pointers, het ek vir wysheid gebid? En ek loof die Here, dit was letterlik 'n halwe dag wat ek met 'n paartjie gespandeer het, wat hulle rug teen die muur gehad het. Gaan ons deurdruk, of gaan ons skei? En ek loof die Here vir die deurbraak. En ek kon hulle begelei. Jy sien, want ons wil baie keer uitkomste hê, maar ons is nie bereid om baie keer te sit en te bid vir wysheid. Godvreesende raad in te win. En die vraag te vra, wat dryf my? Is dit vrees of is dit geloof wat my dryf? En die keuse wat ek maak, gaan dit regtig die Here verheerlik? En hierdie besluit wat ons nou moet maak, of wil maak, stem dit ooreen met God se woord?
En dit wat ek nou gaan doen, gaan dit God se karakter, Jesus se karakter in my lewe weerspieël? En dan wil ek vanoggend ook sê, dat God se genade is daarom groter as ons foute. As daar iemand wat seker die meeste foute gemaak het in sy lewe, was dit ek. Dalk sit jy vanoggend hier en jy leef met die gevolge van verkeerde besluite wat jy gemaak het. Jy het gedink is die regte besluit en die effek daarvan, en vandag sit jy met soveel spyt dalk hier. Maar die feit dat ons verkeerde besluite maak, beteken nie ons is mislukkings nie. Die Bybel is vol mense wat foute gemaak het, wat deur God herstel is. Ja, God vergewe onmiddellik, hy skryf dit af, daar's geen veroordeling nie, maar ons sit partykeer nog met die gevolge van die keuses wat ons maak. Jy was te haastig, en toe gaan teken jy maar die papiere, en nou sit jy met soveel spyt, en het voel of het jou wil doodmaak. Hoekom het ek maar nie weer probeer nie? Jy sien selfs maar te midde van dit alles, ten spyte van die foute wat ons dalk gemaak het en die gevolge, kan God nog steeds genesing bring, geestelike volwassenheid en 'n nuwe doel bring in mense se lewe. Paulus het nooit gemaak asof daar niks in die verlede gebeur het nie. Hy het dit alles net afgeskryf die feit dat hy duisende mense doodgemaak het nie, voordat hy tot bekering gekom het. Maar hy het geweier om toe te laat dat sy verlede sy toekoms bepaal. Hy het geweier. En genesing van die foute en die spyt in ons lewe begin dikwels wanneer ons ophou om oor gister en eergister te top. En dalk sit jy hier en jy besef en jy voel ek het opgemors, ek wonder of die Here weer vir my 'n teken sal gee of gaan hy my nog gebruik of kan hy my nog gebruik. Maar asof die Here jou wil daag vanoggend om te sê wat is jou volgende stap? Miskien moet jy vergifnis vra. Miskien moet jy daai sondige verhouding beëindig waarin jy betrokke is. Miskien is dit tyd dat jy berading moet ontvang. Miskien moet jy tog aanspreeklikheid aanvaar vir die keuse wat jy gemaak het en jy voel maar dis nie jou skuld nie. In 'n mate is dit dalk. Die Here vra dalk vir jou volgende stap, begin net om weer te dien. En vertrou, stap vir stap, vir herstel in jou lewe. En 'n ding wat ek uitgevind het, net ontdek het in my lewe, dat God mors nooit ons pyn nie. En hy gebruik partykeer die grootste mislukking in ons lewe, om ander te kan help. En daarom sê Romeine 8 vers 28, kyk hoe mooi sê hy dit in die boodskapvertaling. Ons kan nou maar van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur, sleg of goed, om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God lief het, werk alles tot ons beswil. As ek dink, Petrus het vir Jesus verloon. Later het hy Jesus in die openbaar verkondig. Paulus het Christene doodgemaak. En vandag kyk ons terug na Paulus se briewe, juis in hierdie reeks. Hy het gemeentes geplant. Hy het absoluut sy lewe uitgegiet vir die evangelie. Jy sien, ons grootste wond van die verlede kan dalk ons grootste bediening word. God het die laaste woord. God se genade is die laaste woord. En vandag sit jy hier, jy is dalk verlam deur onsekerheid, jy weet nie wat ek kan toe nie. Jy wag dalk eers dat God vir jou teken gee, voordat jy beweeg. Jy sit dalk in 'n verwarrende seisoen, jy's verward. Jy voel, ek moet besluit neem, maar is net te veel, dis te oorweldigend, ek weet nie.
En dalk het jy God se leiding en wysheid nodig, maar jy weet net nie hoe werk dit nie. Maar ek nooi jou vanoggend om in geloof na hom toe te kom. In geloof. En ek kan nie vir jou sê vanoggend, en hy gaan nie eers beloof vanoggend dat hy die hele pad vir jou gaan wys nie, nee. Maar een ding wat hy vir jou beloof vanoggend, dat hy elke dag saam met jou sal wees. Al vat jy vandag net die eerste tree, sal hy elke tree saam met jou wees. Al vat jy net 'n tree vir tree op 'n slag. Hiermee gaan ek afsluit, 2 Korintiërs 20 vers 12. 'n versie wat my gedra het in my lewe en wat ek glo soveel ander mense deur oomblikke gedra het, en mag dit vir jou iets beteken. 2 Kronieke 20 vers 12. Koning Josafat, hy word oorweldig, hy met sy rug teen die muur, die vyande bedreig hulle, en al wat hy bid, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U gerig. En dalk staan jy met jou rug teen die muur vandag. En jy wil dalk 'n teken hê, Here, ek het gekom om vanoggend 'n antwoord te kry, ek het gekom, Kobus moet vir my woord gee, en al gebruik hy die woord robot, dan gaan dit my antwoord, nee. Dalk sê die Here vanoggend, luister, jy weet nie wat om te doen nie, soos koning Josafat, maar sê vanoggend, my oë is gerig op U. En ek weet nie waar jy is nie. Dalk soek jy verwys, dalk is jy verward, dalk sit jy met spyt en goed in jou lewe, maar ek nooi jou uit vanoggend. Ek glo dis die mees geloofvolse besluit wat jy kan neem, is jou oë na hom toe te draai. En wanneer ons dit doen, is hy getrou om ons te lei. Daar's 'n ou bekende liedjie wat ons almal ken. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and His grace. As jy vandag dalk met jou rug teen die muur staan, wil ek hê jy moet staan. En dalk staan jy nie vandag met jou rug teen die muur nie, en daar's ander mense wat met hulle rug teen hulle muur staan. Maar kan ek en jy dan nie saam met hulle hierdie verklaring sing, en deur hierdie lied, en hulle aan te moedig deur hierdie lied. En ek sê, en ek het die woorde so 'n bietjie verander, om te sê, I will turn, maak 'n besluit. I will turn my eyes upon Jesus, and I will choose to look full in His wonderful face. And I believe that the things that troubles me will go strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. En as jy wil saam met my wil staan, en of jy nou teen die muur staan met jou rug of nie, maar saam met my wil staan en sê, Here, mag ons oë net weer oprig na U toe. Kan ons hierdie waarheid verklaar vandag? Jy staan dalk nie met jou rug teen die muur vandag nie, maar môre het jy dalk 'n oproep wat jou lewe drasties gaan verander. Vanmiddag kom jy die huis en jy kry 'n oproep en jou lewe verander drasties. Wat gaan ek en jy doen wanneer ek en jy teen die muur staan? Die enigste ding is wat koning Josafat gedoen het. Ek weet nie wat ons gaan doen nie, maar my oë is gerig op hom. Here, dankie. Dankie dat U ons nooit los wanneer ons self in die middel bevind nie. Dankie dat U ons nooit alleen los teen daai muur nie. Dankie dat U so getrou is. Dat U ons verseker van die teenwoordigheid wanneer ons teen daai muur staan.
En Here, ons moet baie keer bely. Ons volg baie keer ons eie kop. En ons vertrou nie altyd nie. Maar Here, dankie dat ons mislukkings en die foute wat ons gemaak het deur besluite nooit groter is as U genade nie. En dankie Here dat U nie net gesterf het vir ons sonde nie, maar ook vir ons foute en die verkeerde besluite wat ons gemaak het, wat soveel impak en invloed op ons lewens gehad het. En Here, dankie dat U elke stuk spyt wat diep gewortel lê in mense se lewens sal genees. Maar vandag staan daar mense met hulle rug teen die muur. En dankie Here dat ons die voorreg kan hê om U te kan vertrou. Dankie dat ons vanoggend soos koning Josafat ons oë op U gefestig kan hou. Here, dankie Heilige Gees dat ons U kan vertrou om ons te help. Om eerder U te vertrou as ons vrese. En as die mense met vrees staan vandag, wil ek bid dat U hulle bedien deur die Heilige Gees en vir hulle vrede gee, waar soveel vrees teenwoordig is. Here, ek bid vanoggend waar mense wysheid nodig het. Mense nie weet wat om te doen nie. Dankie dat U vir hulle wysheid gee. Bemoedig mense wat swak geword het langs hierdie pad en sê ek weet nie meer nie. Partykeer wil hy ons moet wag. En wanneer ons ervaar ons moet wag dat U vandag vir ons help, dat die vrug van geduld 'n realiteit in ons lewe geproduseer word. En ek bid Here dat U elke deur sal toemaak wat nie U wil is nie. Maar ek bid ook dat U vir mense deure sal oopmaak wat U vir hulle beplan, sodat hulle sal instap in die doel en die plan wat U vir hulle het, Here. Here, gee mense die moed vanoggend om die volgende tree in geloof te neem, al verstaan hulle nie die pad nie. En help ons elke dag om te bly oefen, om die stem te hoor, om na U stem te luister deur die woord, gebed en deur die leiding van die Heilige Gees. Mag ons vandag aanvaar dat U teenwoordigheid is vir ons genoeg. In Jesus naam. Amen.